graf is leeg. Hy het opgestaan. En dan kom ons begin by Matteus 28 vers 6. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar hy gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê, wat 'n wonderlike voorreg. Het jy gedink daai dag, toe die kerk wat hom gekruisig het, moes beleef, maar sy graf is leeg. En wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle gaan sê, nee, sy disippels het hom in die nag kom haal, het hom kom steel. Maar hy het opgestaan, hy sê vir sy vroue, gaan sê vir sy disippels, hy sê vir my en jou vandag, gaan vertel vir die wêreld, Jesus het opgestaan, amen? Hy het opgestaan, hy leef tot in alle ewigheid, die graf is leeg. Weet jy wat? Die graf is vir my en jou leeg. Graf is vir my en jou leeg. Weet jy hoe baie mense klou nog steeds vas aan die graf? Hoe baie mense grou vir hulle self grafte en dan begrawe hulle self want hulle wil nie in oorwinning lewe nie. Hulle kies om depressief te wees. Hulle kies om toe te laat dat die wêreld hulle oorheers. En daar was eendag 'n storie gewees van 'n suster of daar was 'n baie groot hospitaal. En hulle het 'n kinderafdeling gehad. En dan stuur hulle onderwysers na die kinderafdeling toe om vir die kinders te gaan bid en ook hulle te gaan bedien. En so stuur hulle 'n spesifieke onderwyseres na 'n jong seun toe. Hy lê in die hospitaal. En toe sy by sy kamer deurkom, toe kom sy agter, maar hierdie seun lê in die wondeenheid, in die brandeenheid, daar waar 'n brand ontstaan het en kinders lê in daai eenheid, hulle lê in die waakstal en toe sy by hierdie seun instap. Toe sien sy maar, hy lyk baie sleg. En niemand het haar voorberei vir hierdie prentjie, wat sy hier voor haar gaan sien. Die seun is verskriklik verbrand, hy het baie pyn, hy het baie seer, en nou moet sy hom gaan leer. En sy dink by haarself, ek kan nie nou my rug op hierdie seun draai nie, ek kan nie nou omdraai nie, ek moet deurdruk, ek moet hom gaan leer. En sy moes vir hom geleer het van naamwoorde en bywoorde. En sy begin met passie om hierdie seun te leer, in hierdie eenheid terwyl hy daar lê. En weet julle, hy reageer nie, hy is op moedverloorse vlakte, niks, sy dog, sy bereik niks nie. Maar sy doen dit met empatie, sy doen dit met passie. Onthou julle toe Jesus by Lazarus se graf gekom het, en hy sien hierdie skade, het hy 3 keer gaan ween. Hy was 3 keer hartseer, en hierdie vrou leef haarself in, om hierdie seun na die beste van haar vermoë op te lei, en hom te leer. En sy leer hom, en so is sy weg. Die volgende oggend, toe by sy by die saal kom, toe keer die suster haar voor, en die suster sê vir haar, wat het jy gister met die kind gedoen? En voor sy nog kom verduidelik, toe sê die suster vir haar, jy verstaan nie, vandat jy hier weg is, het daar 'n transformasie in hierdie kind plaasgevind. Hy het skielik lewe gehad. Hy het skielik weer lus vir die lewe. Die pyn het verdwyn. Hy het weer sy oë geflikker. Hy het geglimlag. Hy was opgewonde. En na die tyd toe praat hulle met die kind en hulle vra vir die kind, wat het gebeur? Hy sê vir hulle, weet julle, ek het daar gelê, ek was verbrand, ek wou nie meer lewe nie, ek het gewens, ek gaan net dood, ek het opgegee op die lewe. Hy sê, maar toe die juffrou kom om my te leer, en toe dink hy by homself, wie gaan my nou leer, om naamwoorde en bywoorde te ken, terwyl ek besig is om te sterf? En hy besef, maar, hulle het nie op my moed opgegee nie, hoekom gaan ek op myself moed opgee? En hy kry nuwe lewe. En weet julle wat? Net so is dit met my en jou vandag. Christus het my en jou kom leer. Christus het die graf kom leegmaak vir my en jou. Laat ek en jy besef, daar's 'n tikkie hoop. Amen. Ons het hoop, want toe die kerk kom kruisig, toe dink hulle dis die einde. Dink julle hoe daai disippels gevoel het? Vir 3,5 jaar stap hy saam met hulle. Skielik is hulle Heer en hulle meester weg. Skielik is hy dood. Hulle verstaan nie wat het gebeur nie. Hulle het nog nie verstaan, maar hy het gesê, ek gaan julle 'n klein tydjie is ek weg, maar dan kom ek weer. En dink daai wonderlike voorreg. Toe Maria en die ander vrouens by die disippels kom en hulle sê, die Here sê hy's hier. Weet jy hoe baie keer wil die Here vir my en jou sê ek is hier, maar dan maak ons soos die ongelowige Thomas. Ons sê, Here, dit kan nie wees nie. Ek wil eers my hande in jou sye, my hande in jou merke sit. Ek wil eers jou wonde voel.
Terwyl God vir my en jou kom sê, die graf is leeg. Ek en jy weet vandag, die graf is leeg. Maar op daai oomblik het die kerk dit nie geweet nie. Die kerk het gedink hulle doen die wêreld 'n guns, sonder dat hulle weet, het hulle die wêreld 'n guns gedoen. Maar hulle het nie so gesien nie. En God het vir my en jou 'n prys kom betaal. Ek wil jou vra vandag, die graf is leeg. Die klip is weggerol. Wat se klip is daar nog in jou pad? Wat is 'n klip is daar wat jy ervaar, Here, maar dit voel nog nie vir my of die graf leeg is nie. Dit voel nog nie vir my of ek in oorwinning is nie. Dit voel nog vir my, Here, ek word vasgehou deur die kake van die dood. Jesus het hy doodsbande, het hy afgehaal. Daai verbande is nie meer op hom nie. Hoekom kies jy vandag? Om te sê, Here, ek kies om my bande om my te hou. Terwyl jy weet, die graf is leeg. Wat praat jy oor jouself? Wat glo jy oor jouself? Wat glo jy oor jou toekoms? Glo jy vanoggend jou graf is ook leeg? As jy sterf die dag, as jy nou sterf, gaan jy in daai graf bly? Of gaan jy sê, Here, nee, daai graf is tydelik. Jesus se graf was tydelik. Vir my en jou is hy vir ewig. En dan lees ons, Jesus het gekom. Hy het vir my en jou 'n nuwe geloof kom gee. 'n Nuwe geloof in hom. Nie net dat hy gesterf het nie, maar dat hy opgestaan het. Ons lees in 1 Korintiërs Matteus 28 vers 7. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Hoekom die opstanding? Kom as die opstanding belangrik. Kom ons lees 1 Korintiërs 5 vers 15 vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. En vergeefs dan julle geloof. Hoekom? Want Jesus het kom beloof, hy het vir sy disippels gesê, sy 3,5 jaar bediening, het hy vir die wêreld kom vertel, ek gaan sterf, hulle het dit nie verstaan nie. Hy het gesê, vir 'n tydjie gaan ek julle verlaat, ek gaan opstaan. En hy moes vir Satan kom wys, weet jy wat, Satan, jy het geen hou vas oor my nie. Jy het geen hou vas oor jou as kind nie. Maar ons laat so baie keer toe, dat die Satan 'n hou vas op ons kry. En toe die Here opstaan, wat het hy vir my en jou kom bring? Weet jy, hy het vir ons vrede kom bring? Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sê die Bybel, sal ons harte en ons sinne bewaar. God is daai vrede. Wanneer jy Jesus uit jou lewe uitvat, weet jy wat gebeur? Dan verdwyn jou vrede. Dan dink jy, Here, ek het vrede. Baie ouens het vrede. Maar is 'n valse vrede. Daai vrede vat hom net van dag tot dag. Môre as hy opstaan, is hy weer leeg. Dan moet hy baie goed doen om homself vol te maak. Maar ek en jy het 'n vrede. Dat maak nie saak wat môre gebeur nie. God is daar. God is in jou môre, is hy klaar daar. Maar jy moet dit net aanvaar. En dan lees ons in Johannes 20 vers 19. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Weet julle hoe baie van ons ervaar nie vrede nie? Weet jy hoekom? Ons sluit die deure van ons hart. Ons wil nie Jesus 'n plek gee in ons hart nie. Ons laat toe dat omstandighede ons bitter maak. Ons laat toe dat omstandighede ons oë van Jesus afvat en ons kyk na die omstandighede. Maar Jesus kom en hy arriveer in daai gesluite deure. Hy kom daarin en hy sê vir hulle, moenie meer bang wees nie. Ek het opgestaan. Want hulle sluit die deure want hulle is toe bang vir die Jode. En van daai dag af wat Jesus opgestaan het, weet julle wat het gebeur? Die vervolging van die kerk het begin tot vandag, tot môre, tot in ewigheid, gaan die vervolging van die kerk kom, want die duiwel is kwaad. Hy weet, hy is oorwin. Hy weet, hy het nie meer tyd nie. Maar Jesus het gearriveer, en hy die deure kom oopmaak. Hy wil vir jou sê, sluit oop jou deure. Sluit oop jou hart se deure. Moenie laat gister se teleurstellings en gister se pyn en gister se hartseer jou hart se deure toemaak nie. Sluit oop daai deur want Jesus het gearriveer. Amen. Jesus is in jou lewe, maar jy moet dit aanvaar en jy moet dit ervaar. Die graf is leeg. Jesus beklemtoon die vrede by herhaling in vers 21. Hy kom en hy sê in Johannes 20 vers 21. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Onthou wat het Jesus eers vir die vrouens gesê, gaan vertel dit vir die disippels. Hy sê vir die disippels, gaan vertel vir die wêreld, ek het oorwin. Weet jy, as ek en jy vir die wêreld gaan vertel van Jesus, die wêreld hou nie daarvan nie. Die wêreld hou nie daarvan nie, hy is kwaad vir jou, hy val jou aan, hy wil jou moedeloos maak. Hier sit mense hier vandag, wat kan, as ek hulle nou oproep, sal hulle saam met my getuig, toe hulle die Here aangeneem het, was die duiwel los.
het die duiwel hulle aangeval, maar weet jy wat? Hulle het gestaande gebly. Hoekom? Want hulle het vrede. Te midde van die aanvalle, het hulle vrede in hulle hart. Hulle het besef, die aanvalle om hulle, die situasie om hulle, kan nie hulle vrede steel nie. En weet jy, so baie keer in die lewe, dan maak ek en jy, of ons laat toe, dat die duiwel ons vrede kom steel. Hoekom? Want ons fokus op die omstandighede. Kom ons fokus op Jesus Christus. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Ek wonder partykeer. As jy sê, jy het die Here aangeneem, jy het hom jou koning en jou saligmaker gemaak, hoekom jy toelaat, laat jy nie vrede het nie? Hoekom laat jy toe dat die wêreld jou beheer? Laat die Satan jou beweer, terwyl Jesus sê, vrede vir julle, ek het gekom dat julle vrede in my kan hê. Moenie jou vrede met God, moenie jou saak met die Here afskeep nie. Moenie jou verhouding met Jesus afskeep nie. Want as ons verhouding met Jesus afskeep, weet jy wat gebeur? Die duiwel kom steel jou vrede. En dis die grootste plan wat hy met my en jou het. Waar woon die Here? Onder die lofprysinge van die Here. Die Bybel sê 'n opgewekte gees is bevordering vir die gebeente, maar 'n neerslagtige gees droog het uit. Hy maak jou siek. Baie mense sit vandag met siekte omdat hulle oë op die wêreld sit en nie hulle oë op God nie. Omdat hulle toelaat dat die duiwel hulle vrede kom wegvat. Jesus is jou vrede, moet dit nie verloor nie. Die opstanding. Wat bring die opstanding vir my en jou nog? Hy bring versoening. Versoening tussen God en ons opnuut. Want toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy vir my en jou kom wys. Ek gaan myself met die Vader versoen, of ek gaan julle met die Vader versoen. En toe hy opstaan, toe sê hy, weet jy wat? Daar sit nou, my stempel is daarop, dit het gebeur, ek het die duiwel oorwin, ek het opgestaan, nou kan julle die versoening aanvaar. Want nou, waar is hy nou? Hy is nou by die Vader. Hy is besig om vir my en jou in te tree. Hy wil nou vir jou sê, my kind, kan jy nie sien nie. Ek is by die Vader, ek is nie meer in die graf nie. Ek doen versoening vir jou, ek het dit klaar gedoen. Jy moet dit aanvaar. Baie mense wil dit nie aanvaar nie. Baie mense dink, hulle hou aan hierdie gedagte, God is kwaad vir hulle. God kan nie meer vir jou kwaad wees nie, weet jy hoekom? Want Jesus het nie verniet gesterwe nie. Hy het nie verniet gesterwe nie, hy het nie verniet opgestaan nie. Omdat hy opgestaan het, en omdat hy aan die Vader se regterhand sit, sê hy vir my en jou, aanvaar my versoening. Ek het dit bewerkstellig. As hy nie opgestaan het nie, was daar nie versoening nie. Maar omdat hy opgestaan het, is daar versoening. En dan lees ons in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20. Dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. Wat bedoel hy as hy sê? Hy het homself met ons versoen, en hy gee vir my en jou die bediening van die versoening. Dit beteken, ek en jy moet die wêreld gaan vertel. Weet jy wat? Jesus het ons versoen met hom. Maar ek en jy moet ons ook versoen met mekaar. Ons moet ook gaan vrede maak met mekaar. Ons moet ook die geskille en die goed met ons begrawe en sê, Here, as u versoening kon doen met die lewe, kan ek dit doen met my dade. Ek het nie eens nodig om my lewe te gee nie. Ek moet net 'n besluit neem. En dan sê hy verder, vers 19, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur julle misdade nie toe te reken nie. Maar, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Hoor jy wat sê hy? Nie julle misdade toe te reken nie. Dankie Here, die sonde wat ek en jy doen. As jy dit bely, ek het dit vir julle gesê Vrydag, 1 Johannes 1 vers 8 sê, as jy dit bely, hy is getrou en regverdig om dit te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Hier sê hy reken die misdade nie toe nie. Maar ek en jy kan nie aanhoudend net sonde doen nie. Net aanhoudend die Here terug aan die kruis sit en sê, Here, u het nou klaar gesterf en nou kan ek maak soos ek wil nie. Nee, jy moet sonde los, jy moet dit agter jou sit en vorentoe kyk. Maar hy sê, hy het die versoening, die daad van die versoening aan my en jou toe vertrou. Ek en jy moet vir die wêreld gaan vertel, God is nie kwaad vir jou nie. God het jou lief. God stel in jou belang. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het sonde oorwin, hy het die straf, het hy op hom geneem. Jesaja 53 sê, die straf wat op my en jou was, het hy aan hom geneem aan die kruis, sodat ek en jy vrede kan hê. Vrede kan hê. En dan sê hy in vers 20, ons tree dan op as gesande om Christus wil. Asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Ek vra jou vandag, as die Here sê, laat jou met God versoen. Wat is daar wat in jou pad staan?
Laat jy God in oorwinning dien. Laat jy sê, Here, ek sit my oë so op die wêreld. Daar's soveel goed in my hart. Ek het soveel bitterheid. Ek het soveel seer. Ek het soveel pyn. Here, ek kan nie daai pyn meer. Jesus het klaar jou pyn gedra, weet jy dit? Gaan lees bietjie Jesaja 53. Gaan kyk jy bietjie wat het Jesus. As hy daar praat in Jesaja 53, dan praat hy van Jesus. Dan sê hy wat Jesus gedoen. Hy het jou pyn en lyding aan hom op die kruis geleen. Hy het ons krankhede gedra. Hy het ons smart gedra. Hy's deurboor dat ek en jy lewe kan hê. Wat bring sy opstanding vir ons nog? Wanneer die Heilige Gees uitgestort. Na Jesus opgestaan het, stort hy sy Gees vir my en jou uit. Ons lees in Johannes 20 vers 22. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Weet jy hoekom het ons die Heilige Gees nodig? As jy nie die Heilige Gees toelaat nie, Romeine 8 vers 14 sê, hy wat deur die Gees van God gelei word, is kind van God. Ons het die Heilige Gees in ons, maar hoekom laat ons nie toelaat hy ons lei nie? Ons laat toe dat die duiwel ons mislei, want ons gee nie die Heilige Gees se kans nie. Jesus het die Heilige Gees gegee. Wat sê Johannes 14 vers 16? Hy sê, en ek sal die Vader bid, hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Dankie Here vir die Heilige Gees. Weet jy, die Heilige Gees lei jou in die regte rigting, maar ons is so halstarrig. Ons is so besig met ons eie goed. Laat ons nie luister, laat ons nie attent is wat die Heilige Gees vir ons wil sê nie. Dan sê hy in vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom sien en hom nie ken nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Hy bly, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Weet julle, die Heilige Gees is daar vir my en jou, om ons attent te maak op sonde, om ons te oortuig, jy is op die verkeerde pad, om jou te help net terug in die regte rigting, en dankie Here, laat hy sy Gees uitgestort het oor my en jou, om ons te help. Die Heilige Gees is 'n helper, weet julle dit? Hy is jou helper in tye van nood. Hy is jou helper wanneer jy op moedverloorse vlakte is. Hy is jou helper as jy by 'n doodloopstraat kom. Jesaja 30 vers 21 sê, jy sal 'n stem agter jou hoor. Wat 'n stem? Die stem van die Heilige Gees, wat vir jou sê, dis die pad, wat jy moet volg wanneer jy links of regs op die verkeerde pad gaan. Of vat jy ook die verkeerde pad, weet jy wat die Heilige Gees guide jou weer terug, hy lei jou terug na die regte pad toe, maar gee hom net 'n kans in jou lewe. Jesus waarborg die ewige lewe met sy opstanding. Hy wil vir die duiwel kom wys, hey, ek het die dood oorwin. Nie net ek nie, maar jy en ek, sê vir jou langs jou, as gevolg van Jesus, het ons die dood oorwin. Amen, want kyk wat sê hy, in Romeine 8 vers 11, en as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. God wou vir die, wie het die Here laat opstaan? Wie het die graf wie het die klip weggerol? Die engel. Dis God wat Jesus laat opstaan het. En Jesus wou vir die duiwel wys, hy wou vir die wêreld wys, die lewende God, ek is God, die dood kan my nie oorwin nie. En hier sê hy, net so sal die Heilige Gees my en jou, hierdie liggaam, 1 Korintiërs 5 vers 1 sê, hierdie liggaam is 'n aardse tentwoning. Hy kan net so lank lewe, 'n tent waar daar buite in die wind en die weer is, hy kan net so lank leef. Maar hy sê as hierdie tentwoning afgebreek word, het ons 'n gebou by God. Dis waarvan hy hier praat in Romeine 8 vers 11. Julle sterflike liggame gaan hy lewend maak. Ek en jy sterf nie as ons in Christus is nie. As ons hierdie aarde verlaat, waar gaan ons heen? Ons gaan na Christus toe. Ons het iets om na uit te sien. Die dood is oorwin vir my en jou ook. Jesus het dit bewerkstellig. En dan sê hy, Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan wil ek afsluit met Matteus 28 vers 2 en 5 en 6. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie.
Want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Wat is die eerste ding wat die engel van die Here doen? Hy rol die steen weg. En wat doen hy? Hy gaan sit op daai steen. Hoekom? Hoekom moet hy op daai steen gaan sit? Om vir my en jou te wys, niemand sal daai steen weer voor jou kan rol nie. Niemand sal daai deur weer kan toemaak in jou lewe nie. Daai steen van probleme, maak nie saak wat dit vandag is nie. God het daai steen vir jou kom wegrol. En toe sê hy, wat sê hy vir hulle? Moenie vrees nie. Weet julle, die wêreld laat ons in die laaste dae vrees? Amen? Hy laat ons vrees, terwyl die woord sê, ek het julle nie weer 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde, van selfbeheersing. God wil vir my en jou sê, hoekom vrees jy? Vrees is 'n gees. Dis 'n gees wat van jou besit maak. Hy maak jou bang vir die toekoms. Hy maak jou bang en dan gebruik ons baie goed om ons te laat beter voel. Maar daai goed laat jou nie beter voel nie. Maak nie saak wat dit is nie. Daar's verskillende goed wat ons doen. Daai goed is tydelik. Hy vat die vrees vir jou weg en dan sê hy, vir my en jou vanoggend, die steen is weggerol. Ek wil jou vra vandag, wat is die steen wat jou so vashou? Wat is die steen wat maak dat jy nie oorwinning het nie? Hy wil vanoggend vir jou sê, die graf is leeg. Daai doodsbeendere, volgens Jesegiel 37, God het vir Jesegiel gesê, profeteer, praat met hulle, sê vir hulle, word lewendig. Hy vra vir Jesegiel, wat sien jy? Wat sien jy vanoggend? Sien jy net die doodsbeendere? Sien jy net die probleme? Sien jy die stryd wat jy stry? Of kan jy ook vir God sê, Here, ek sien doodsbeendere, maar God vir jou sê, profeteer vandag. Spreek oor jou doodsbeendere. Daai klip is weggerol. Die deur is oop vir jou van oorwinning, van deurbrake, van voorsiening, van dit wat jy nodig het. Die steen is weggerol. Die deur is oop, maar gaan jy vanoggend sê, Here, laat my toe, Bertus kom vorentoe julle, laat my toe, laat ek myself toelaat, terwyl die deur oop is, om in te stap in u heerlikheid, om in te stap in u oorwinning wat u klaar vir my bewerkstellig het. As u die graf oorwin het u ook my stryd, my probleme, dit wat ek ervaar, het u klaar vir my oorwin. Al wat ek moet doen, ek moet geloof hê. Ek moet sê, dankie Here, ek moet opnuut glo in die opstandingskrag. Net soos wat hy opstandingskrag Jesus opgewek het, wek hy jou uit die omstandighede uit op vandag. Maar jy moet die geloofstap neem. Ek wil jou vra, as jy geloof het vanoggend, om te sê, Here, die opstandingskrag is binne in my. Ek staan vanoggend op uit wat ook al my vashou, wat ook al die klip is wat voor my graf lê, of voor my probleme lê, ek staan op vanoggend. Wie wil net saam met my staan en sê, pastoor, ek is die eerste een wat wil opstaan en sê, help my. Here, ek wil net opstaan en sê, die opstandingskrag as 'n teken van manifestasie, staan ek op vanoggend en ek sê, Here, ek staan op in oorwinning. Lank genoeg het Satan my vasgehou. Hy gaan my nie meer verder bind nie. Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanoggend. Die woord maak ons opgewonde. Here, die woord is krag, die woord is lewe. Here, u woord sê vir ons, Vader, dat hy wat in my glo, strome van lewende waters, sal uit sy binneste uitvloei. Ek bid so vanoggend, Here, dankie, dat as ons hier uitstap, dan stap ons hier uit met strome van lewende waters. In ons binneste, Here, het ons aangeraak vanoggend, hierdie steen weggerol, die graf is leeg, u wil hê ons moet uit die graf uitstap. Jesus, toe die steen weggerol is, en hulle kom kyk, was hy weg. Hy was uit die graf uit. Vanoggend wil ons manifesteer. Ons wil manifesteer. Ons wil sê, Here, ons stap uit die graf uit. Ons stap in oorwinning in. Ons stap in nuwe lewe in. Johannes 10 vers 10 sê, die dief, die Satan slag, steel en verwoes. U het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê. Ons roep oorvloed van lewe. Maar elkeen wat hier is vandag, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Terwyl ons 'n liedjie of twee gaan sing, as jy gebed